Goeienaand, lekker om saam met elkeen van julle te kuier, begin van 'n nuwe week en ons lekker aan die gang. En glo jy het 'n besonderse mooi dag agter die rug. En ons is in April lekker aan die gang en ek kan nie wag om vanaand saam met jou te kuier met 'n besonderse woord wat ek sommer maar net op die hart het. En daar uit Josua 1 hoofstuk 1 vers 1 tot vers 9. En ek's opgewonde oor dit wat God ook in stoor het vir een en elkeen van julle. En mag jy vanaand sommer maar net sit en geniet wat die Here met jou en met my wil deel. Ek dink ons is baie keer geneig om ons droom en ons visie te verloor. En ons is geneig om vas te kyk in ons omstandighede en net nou so eentjie gaan stap en ek's nog besig om te herstel van die stap. Te besef hoe groot is God se genade en sy liefde. Nou vanaand vir jou wat ingeskakel is, baie welkom. Is lekker om saam met jou te kuier op YouTube, TikTok en dan op Facebook en op Instagram. Is lekker om op die sosiale platforms, jy weet, saam te kan kuier. Elke aand, weeksaande tussen 8 en 9 en natuurlik op sonnaandoggende tussen 10 en 11 en sonnaande tussen 8 en 9. Vir my is altyd 'n voorreg om saam met te kuier en natuurlik, soos ek verlede kwartaal vir julle gesê het, is ek ook betrokke tans by die Bybelgenootskap en iewerste langs die pad gaan ek iewers in die dorp opeindig. Kom kuier saam. Ek is volgende naweek, oor die Paasnaweek, is ek in Christiana en as jy in die omgewing is, Sondag, 'n goeie Vrydagoggend het ons 'n Paasvrydagoggend-diens en dan is ek Sondag, die opstandingsdag, is ons ook saam die Volle Evangelie Kerk in Christiana. En dan is ek die naweek, of dan van die 4de tot die 12de Junie, is ons in Israel en natuurlik die week net na Israel. So daai naweek van die 14de, 15de Junie, is ek by die AGS Brits gemeente. Ons het 'n manneoggend, en ek is opgewonde om dan saam al die Noordwesters te kuier op 'n manneoggend en dan die Sondag het ons 'n familieoggend. En so sal ek aankondig die datums waar ek oralste is ook. Maar vanaand kuier ons lekker saam in die teenwoordigheid van die Here. Tannie Erika, dis altyd lekker om saam met jou te kuier. En mag julle elkeen vanaand wat op van die platforms is, die woord geniet. En vanaand word ek stil in dankbaarheid rondom God se liefde en God se genade. Een van my dosente, ek het vanoggend wakker geword met een van my dosente, Dr. Marius Harold, wat deur die nag oorlede is. En een van die manne met wie ek verlede jaar gewerk het en eintlik by ons kampgronde ook, is gister skielik in 'n hartaanval oorlede. En dan besef jy net hoe nietig is ons as mens. En vanaand wil ek jou daaraan herinner om voluit te lewe. Ek wil jou herinner om elke dag jou alles in te sit. Jy moet beplan asof jy nog 30 jaar, jy weet, op hierdie aarde gaan wees. En jy moet leef asof hierdie jou laaste dag is. En kom ons wees nou maar eerlik en reguit maar met mekaar. Ek dink ons doen dit nie elke dag nie. Ons is baie keer geneig om in ons omstandighede vas te kyk. En vanaand het ek hierdie besonderse woord wat ek met jou wil deel uit Josua 1 uit. Genesis, Exodus, Levitikus, Deuteronomium, Josua. En ons gaan daarby stil staan en as jy jou Bybel het of jy kan maar net as ek sien baie het al reeds my nommer hier ingesit en ek wil jou uitnooi, as jy nie op my WhatsApp groepe is nie, daar's op hierdie stadium is ons al amper 3000 op my WhatsApp groepe wat ek elke aand hierdie boodskappe in PDF formaat. Nou as ek sê PDF, dan praat ek van in 'n boodskap formaat wat jy kan gebruik in 'n selgroep, wat jy kan gebruik vir Bybelstudie, wat jy kan gebruik sommer maar net vir geestelike selfsorg. Vir my is dit lekker om te sien hoe boetas en sissas in die Here geestelik groei en vervuld word met die woord en dat daar diepte kom, dat daar 'n soeke en 'n hongerte is vir meer as net kerk,
meer as net die normale. Ek en jy kan nooit stagneer nie. Ek het verlede week gesê, mag ek en jy geestelik van baba na kind, na tiener, na volwasse stadium toe gaan in ons lewens. Dat ons op vaste spys kom. Dat ek en jy die geestelike realm, dat ons die geestelike dimensie kan verstaan en ervaar. Net na Paasnaweek is ek opgewonde want ek gaan praat oor die Heilige Gees, die eienskappe van die Heilige Gees, die vrugte, die gawes, die persoon, die Heilige Gees. En ek is opgewonde want Jesus vaar op en hy sê ek stuur vir julle iets van myself, om julle te leer, te lei en te onderrig. En Jesus is by Vader tans vanaand, terwyl jy luister, is Christus by Vader besig om vir jou en my in te tree. Maar hy los ons nie alleen nie. Hy gee vir ons Heilige Gees, die Parakletos. Maar vanaand wil ek saam met jou, terwyl ons begin, sommer maar net saam met jou bid. En Vader, mag hierdie Boeta en Sissa vanaand in 'n besonder net ervaar u seën en u heerlikheid, u teenwoordigheid, u krag, u genade. Here, dankie. Dankie dat ons vanaand kan klaarmaak met ons gisters en ons eergisters. Dankie dat ons vanaand kan klaarmaak met die woestyn tydperk en inbeweeg in die oase van dit wat u vir ons instoor het. Here, ek bid vir hierdie persoon wat luister, wat moeg en oorlaai is, om vas te byt. Bid vanaand vir jou om sterk te staan in die geloof. Dankie Here dat u ons nooit begewe en ons nooit verlaat nie. Gister, vandag, tot in ewigheid is u dieselfde. In Jesus se naam. Amen. Nou as ek vanaand by die woord stil staan en ek wil sommer maar net ek wil begin om sommer maar net vir jou net so 'n paar versies te lees. En dan vat jy dit en jy luister na die boodskap vanaand. En jy maak vanaand hierdie woord jou woord. En sê Here, ek gaan sterk staan. Ek gaan nie toelaat dat omstandighede my onderkry nie. Ek gaan nie dat hierdie storm wat in ons verhouding en in ons huwelik tans is en heers en moontlik in my gesondheid en moontlik in my familie, moontlik tussen my en my kinders en by my werk. Ek gaan nie toelaat dat hierdie storms my oorheers nie. Ek gaan u woord vat vanaand en ek gaan sterk staan daarop. En hoor mooi, Josua, en ons moet nou mooi besef, Moses is dood en Josua moet oorvat. En hy's 'n bietjie gerattel en hy murmureer so 'n bietjie. Soos ek en jy ook maar soms maar in ons lewens. En die Here is besig met hom. Good evening, Fred. Nice seeing you again. I hope your son is doing well. I'm still praying for you guys. Die woord sê in Josua 1. Nou jy weet, Moses is weg. En Josua moet oorvat. En daai broek van hom bewe so 'n bietjie. Hy hakel so 'n bietjie want hy's bietjie, hoe gaan hy dit doen? En nou kom hierdie woord en hy sê hierso, die Here praat met hom. Hy sê wees veral sterk. Hoor wat sê hy? Hy sê wees veral sterk en baie vasberade in die uitvoering van die wet wat my dienaar Moses jou beveel het. Moenie daarvan links of regs afwyk nie. Dan sal jy voorspoedig wees waar jy ook al gaan. Hierdie wetboek moet die rigsnoer wees vir alles wat jy sê. Hierdie boek. Hy sê oordink dit dag en nag en sorg dat jy alles uitvoer wat daarin geskryf staan. Dan sal jy slaag in wat jy moet doen. Jy sal voorspoedig wees. En dan kom hy en hy sê in vers 9, ek self gee jou hierdie opdrag. Moenie skrik nie. Moenie bang wees nie. Want ek, die Here jou God, is oral by jou waar jy gaan. Is dit nie mooi nie? Nou as ek hierdie versekering van God kry, wat God
ook vanaand vir my en jou gee, het ek en jy niks om oor te vrees nie. Maar hoe gaan 'n klein seentjie of 'n dogtertjie wat 5 jaar oud is, hoe gaan jy hom of haar ooreed om in jou huis, in hierdie donkerte, deur 'n gang te kan stap en iets in 'n kamer te gaan haal? As ons eerlik met mekaar wil wees, daar is nie 'n manier van 'n dag oud dat jy dit gaan regkry om 'n 5-jarige te gaan ooreed om iets te gaan haal in 'n donker kamer nie. Waarom? En onthou vanaand baie mooi, ek praat met jou oor om sterk te kan staan en vasberade. Waarom? Want donker maak 'n mens bang. Nie net klein kindertjies nie. Kom ek sê vanaand vir jou, volwassenes, kragmanne, sidder en beer soms. Ek kan onthou toe ek die predikant was van 'n gemeente in Limpopo in Oortrigard, moes ek op 'n sekere plek die ligte gaan afsit het in die kerk. Dan moet jy eintlik deur die kerk hol, laat die alarm nie afgaan, en dan moet jy daai aluminium deure toeskuif en jy moet dit sluit. Maar ek wil vir julle sê, ek het 'n paar keer 'n paar spooke my glo laat sien. Nou ja, dit gebeur. Waarom maak donkerte mense bang? Dit wil ek vir jou sê vanaand gaan oor die onbekende van dit wat jy nie kan sien. En as jy nou vir 'n klein kindjie moet gaan verduidelik waarom jy wil hê hy vir jou moet iets gaan haal daar in die agterste vertrek in die donker, wat gaan jy doen? Eerstens, jy gaan hom wil moed inpraat. Jy gaan hom wil oortuig dat daar niks gaan gebeur nie. Wat doen jy dan? Jy wil hom laat dapper voel. Jy wil daai bangheid, jy wil daai bewerasies uit hom uitvat en jy wil hom agter op sy rug klap of haar en moed inpraat om nie te vrees nie. Ek dink hy gaan dit nog steeds waarskynlik nie doen nie. Want wrintie waar. Hoekom gaan doen jy dit dan nie? Gaan jy 'n kleintjie so ver kry om iets vir jou in die donker te gaan haal? As jy vir hom sê, kom, vat my hand, dan stap ek met jou. Natuurlik. Waarskynlik sal hy of sy saam met jou gaan. Waarom? Omdat 'n kleintjie, 'n kind vertroue het in sy pa, hy het vertroue in sy ma. Daar's iets wat 'n kindjie waarskynlik nog rustiger gaan maak, is dat as hy weet dat hierdie persoon, hierdie volwassene, saam met hom gaan en voor hom uitbeweeg. Geef vir hom 'n flits in die hand, sodat hy die donker kan sien, en hy gaan meer vrymoedigheid ook hê. En dan net voor hulle hierdie donkerte instap, dan hoor hierdie kindjie vir oulaas sy pa vir hom sê, onthou nou, jy hoef regtig nie bang te wees nie, ek is met jou. Ek praat met jou om sterk te staan. Ek praat met jou oor 'n tema, wees sterk en vasberade in 2025. Ons is in die begin van 'n nuwe kwartaal, hy het net so gevlieg. Ek kan nie glo dit was so kortstondige breek gewees nie. Dit is waarskynlik die naaste aan rustig wat jy 'n kleintjie gaan kry om iets vir jou daar in die donker te gaan doen. As jy hom en haar met die gerusheid kan ooreed, dat ek sal saam met jou gaan. Nog meer, ek sal voor jou stap. Ek sal jou hand vashou. Dis wat hier met Josua gebeur het. En ek dink dalk ek en jy moet 'n kosmiese penstreep trek en 'n bietjie vanaand net in gedagte hou dat die God van Adam, van Abraham en Moses en Isak, Joel en Amos, Badja, Micha, Sefanja, is dieselfde God wat ek en jy aanbid vandag. Dit is wat met Josua gebeur het.
Ons het dit gelees in hierdie kort gesprek met die Here wat hy gevoer het. En dit was, as mens dit gewoonweg lees, wat ek nou die aand gedoen het, dan is hierdie gesprek wat Josua met die Here gehad het, nie baie lank gewees nie. Dit was 'n gesprek wat minder as 2 minute geduur het. Josua spreek woordelik hierdie klein kindjie wat die donker ingestuur word. Hy moet die volk lei. Hy moet oorvat by 'n man, 'n ou toppie wat die volk gelei het, 'n ou toppie wat wonderwerke verrig het, 'n ou toppie wat God gesien en God gehoor het. En hy's jonk en hy moet nou oorvat en hy moet hulle nou lei. Kom, wees eerlik vanaand. Hierdie is 'n uitdaging vir Josua. En Josua is in gesprek met God. En spreek woordelik word hy in die donkerte ingestuur. En luister baie mooi hierdie opdrag wat die Here hom gee in Josua 2. Hy sê vir hom hierso, en ek kyk hierna en ek besef dat ons mis dit baie keer. Want hy sê hierso in Josua 2 en hy sê hierso in vers 6, hy sê, sy het die 2 manne intussen op die dak laat klim en hulle weggesteek onder die vlasstopsels wat sy daar opgesprei het. Nou as jy dit gaan lees, dan verstaan jy dat hy 'n opdrag vir hom gegee en hy moet dit gaan uitvoer en daar sal 'n vrou wees en sy sal alles regkry vir jou. Maar nog steeds is hierdie hinkering van Here, ek weet nie. Die donker wat Josua bang gemaak het, was die pad van die onbekende. En baie keer is die onbekende van 'n nuwe kwartaal, van 'n nuwe seisoen in jou lewe en in my lewe, en dalk 'n onbekende van, dalk is jy weet in 'n nuwe dorp, jy's in 'n nuwe rigting, jy's dalk nou op 'n plek, jy's in 'n nuwe stad, jy's in 'n nuwe provinsie, jy's in 'n nuwe land. En alles raak net vir jou, jy voel, jy wil amper soos hyperventileer, jy voel dalk, ek weet nie wat om te doen nie, jy's dalk nou eerste jaar, jy's dalk nou op universiteit, jy's dalk in 'n nuwe skool as jy tiener is, en dit is vir jou nuut, en jy het dalk heeltemal nou ingestap in 'n nuwe rigting, of in 'n nuwe werk, en ewe skielik voel dit vir jou alles donker, of dalk kom jy nou net uit 'n woestyntyd uit. En die Here het voorsien, maar waar jy nou is, weet jy nie waarna toe nie. Dis 'n geloofstaak, sê jy vir my vanaand steek. Hy is 'n nuwe leier, luister baie mooi, wat die volk van die Here in die onbekende moet inlei. Moses is dood. En ek wil nou iets sê, terwyl ek sommer nou hieroor praat, kom dit by my op, partykeer moet die Moses eers doodgaan in ons lewens, wat ons aan gewoond is. As jy, en hoor my baie mooi, ek gaan nou iets sê hierso, en die Here moet my nou maar toevou. Partykeer is baie dierbare kinders van die Here te lank in die pad in plaas van op die pad. Maak dit vir jou sin? Ek praat baie keer by kerkplekke en inrigtings, en ek wens net dat ou leraars plek maak, die Mosese, plek maak vir die Josuas. Want Josua sit nou hier hy sit in 'n plek van 'n onbekende. Moses het net gestap, Moses het by God gehoor, Moses het net alles alleen gedoen, Moses het niks gedeel. Dit het die volk verhinder om in die beloofde land in te gaan, en God moes Moses eers wegvat en vir Josua in 'n posisie sit.
om te sê, nou kan ons vorentoe gaan. Was Moses verkeerd? Nee, daar's tye en seisoene, Boeta. Soos al luister, daar's tye en seisoene in alles in ons lewens. En partykeer gaan ek en jy deur moeilikheid en deur swaar kry en ons kan nie verstaan hoekom nie en ons sê, Here, hoekom moet ek hierdeur gaan? Daar's 'n doel en 'n plan daarmee. Verstaan vanaand, 40 jaar gelede het die Here sy slawevolk deur die Rietsee gelei na vryheid. Jy weet, 40 jaar was Israel in die woestyn gewees. 40 jaar was Moses hulle leier gewees. Vir 40 jaar het die Here vir hulle in die woestyn kos voorsien. Vir 40 jaar was die volk van die Here teen al die ander volke beskerm. In al die chaos beskerm God jou nog steeds. In al die chaos kyk God nog steeds. In al die chaos het God nog nooit verander nie. Al was dit 'n woestynlewe, dit was vir hulle, die volk, 'n bekende plek gewees. Dit was vir hulle sekuriteit, dit was op 'n manier 'n gemaklike lewe. Dit het daar in die woestyn met hulle goed gegaan. Maar nou moet hulle deur die Jordaan trek, die onbekende in. Dit is 'n land van die Ammoniete, die Moabiete, die Filistyne, en hulle moet daardie land en meer nog lande oorneem, wat eintlik aan ander volke behoort, aan ander stamme behoort. Hulle het beloftes. En ek en jy ons sit baie keer met die woord en ons gaan kerk toe, ons lees die Bybel, ons is dierbare kinders van die Here, maar ons het uitdagings. Ons het woestyn tydperke. Wat vir hulle voorlê is oorlog. Iets wat hulle nie ken nie, want en boonop het hierdie verspieders, as jy kan onthou wat ons geleer het mos maar in kinderkerk en in sonnaarskool, het die verspieders met Moses se tyd 'n paar jaar gelede gesê dat hierdie inwoners oorkant die Jordaan so groot soos 'n reuse is. En dit is hierdie donker prentjie wat daar aan die agterkop bly. Ek en jy hoor van die markte vanoggend toe ons opstaan in Amerika en die wêreldmarkte wat besig is om in mekaar te val. Ons hoor van die rand dollar vandag, ons hoor van die pond en die euro vandag. En hierdie is 'n donker prentjie wat bly geskets word en wat in die agterkop van Josua is. Dit is die pad wat vir Josua voorlê. En dit teen hierdie agtergrond, dat die Here met Josua hierdie kort en kragtige gesprek gevoer het, en dalk wil God met jou op hierdie pragtige dag hierdie kort gesprek hou, omdat hy geweet het dat Josua bitter bang is, dat die Here weet vanaand dat jy wat deur dinge gaan, bitter bang is, en as man, as vrou, as 'n verhouding, as 'n huwelik, bitter bang is. Die Here weet. En nadat die Here Josua hierdie opdrag gegee het, gee hy vir hom hierdie verduideliking van die implikasie en rykwyte van hierdie opdrag. Jy kan dit gaan lees in vers 3 en 4 en in die A-gedeelte van vers 5. Of verstaan Josua sy roeping en die verduideliking van die implikasie en hierdie rykwyte van hierdie opdrag, bly Josua maar net 'n mens. Maar hy is nog steeds bang. Ek word ook op tye bang. Ek word ook tye mismoedig. Ek dink jy vanaand is, jy eerlik is, sal jy sê, daar's tye
wat ek okay is, maar ek's nie okay nie. Ek wil vanaand vir jou sê, jy voel, jy moet iets voorhou vir mense, is okay om nie okay te wees nie. Dit is okay om ook die onbekende in te gaan met 'n swaarmoedige hart. Maar met die wete, daar's 'n woord en daar's 'n bevestiging uit God se hartskamers vir my en jou om vir ons te sê dat hou goeie moed, wees sterk. En daarom hoor ons die Here vir Josua sê, daar's 'n dubbele bemoediging in vers 6a en 7a en 9a. Daai versies, gaan lees dit. Daar's 'n dubbel bemoediging. Laat ek dit net gou-gou vir jou kortliks opsom. Dit is asof ons hom hoor sê, moenie bang wees nie. Kom vat my hand, Stef. Ek wil vanaand vir jou sê, waar jy sit, ek weet nie waar jy bly nie, en wat 'n provinsie, wie jy is en wat jy het, en wat in jou lewe aangaan, en wat se slegte tyding jy gekry het nie. Maar dat ek jou sê, dat hier kry ek hierdie gedeelte verlede week, wat die Here eintlik maar met my praat, want ek sê dit mos maar altyd, ek deel met julle, wat die Here met my deel, wat ek deurgaan. En die Here kom en hy kom sê vir my, moenie bang wees nie, kom vat 'n bietjie net my hand. Fokus weer op my. Ek stap met jou hierdie pad. En die Here wil vir jou sê vanaand, hy stap hierdie pad met jou. Hierdie woorde, sterk wees en vasberade wat God vir Josua sê, word sterk beklemtoon hierso. Sterk wees. In die Bybel het dit 'n betekenis van dunamis. Dunamis beteken dinamiet. Om iets groots te laat gebeur. Hebreërs 4 kom en hy sê in vers 12, die woord is soos 'n tweesnydende swaard wat so magtig is dat dit kan deurdring tot murg en been. Dit is die eerste betekenis van sterk wees. Onstuitbaar. En ek wil vanaand vir jou sê, dat dit tyd geword dat ek dit myne maak. Dit het tyd geword as gelowige om by 'n plek te kan kom om te sê onstuitbaar. Maar in die Bybel het hierdie woordjie sterk wees ook die betekenis van standvastigheid. Ek het 'n goeie vriend, Dawie Fourie. As hy praat van the ability to stick, dan toe ek 'n jong student was in 1993 het hy vir my gesê, you need the ability to stick, and I call it stickability. Dit steek by my vas. Stickability. Hierdie gedeelte van standvastigheid, te midde van Stef se storm, te midde van Kobus, te midde van Johan, te midde van Bertie, te midde van jou storm vanaand, te kan sê die standvastigheid. Psalm 31 kan jy gaan lees, net soos 'n rots, stewig, sterk. En Jesus se gelykenis van twee huise. Die een wat op die sand gebou is, en die een wat op die rots gebou is. 'n paar jaar gelede was ek in Ballito gewees, met daai stormwinde en 'n strand wat sommer weggevat is. Die waterpype wat so uitgesteek het, en die water so nie, maar net so afgeval het en kanale gevolg het tot in die see. Want storms kom en hy vra nie, hy sê genadig nie, hy vat weg wat voor hom is. Daar was huise wat weggeval het. Daar was huise wat tussen daai wat weggespoel het, of wat weggeval het en mekaar gesak het, wat bly staan het. Want sommige se fondasie is nie meer gepeter, is nie meer 'n kort pad gevat nie. En ek wat in konstruksie groot geword het, weet hoe kardinaal belangrik die fondasie is. Want as jy gaan karring en gaan staal wegvat uit die fondasie uit,
gaan dit later krake bring. Later gaan die struktuur swak wees. Standvastigheid. Jeremia 17 praat hy van die rolbosse, die kaal woestyn teen die boom langs die waterstrome, wie se wortels diep ingegroei is. Vra jouself net vir 'n oomblik, hoe diep is jou wortels? Dit is sterk wees, dis standvastigheid, dis onstuitbaar. Kom ons staan so 'n bietjie by hierdie gedeelte wat God te praat oor vasberade. In die Bybel het hierdie betekenis van om in die geloof voor te beheer. Dit het te doen met deursettingsvermoë. Om ten spyte van moeilike omstandighede steeds, en ek wil hê jy moet hoor wat ek vanaand vir jou sê, te midde van moeilike omstandighede steeds doelgerig voort te kan gaan met wat jy tans mee besig is. 1 Korintiërs 9:24 is 'n beeld van 'n atleet ten opsigte van die moegheid. Sy alles gee om eerste oor hy wenstreep te gaan. En ek wil vanaand vir jou sê, daai vastigheid, daai standvastigheid, daai vasberadenheid om te sê, ek gaan nie opgee nie. Jy sê dalk, ek is moedeloos. Daai doelgerigtheid, daai bokser, ten opsigte van moegheid, met alle doelgerigtheid, 'n houte kan plant. Dit is wat die Here hierso in vers 6 en vers 7 en in vers 9 vir Josua sê. Dan kom daar nog bemoediging. Moenie skrik nie, moenie bang wees nie. En ek wil vir jou juis nou sê, ek weet nie wanneer jy hierna gaan luister nie. Of dit in die oggend of die middag of wat se maand dit gaan wees nie. Maar hier kom die Here en hy sê, moenie skrik nie en moenie bang wees nie. Moenie jou oë so op die gevare rondom jou op fokus, dat jy my nie meer as jou bron, my nie meer as jou krag voor oë het nie. Wanneer kan gebeur dat ons oë van God afval? Waarom hoef Josua nie te skrik en bang te wees nie? Hy sê in vers 5 en in vers 9, ek is met jou. Die Here jou God is met jou. Hy sê in vers 5 in die B-gedeelte, ek sal jou nooit in die steek laat nie. Jou nooit verlaat nie. Hoe moes Josua sterk word? Hy kom in vers 7 en hy gee 'n baie besonderse perspektief. Veral sterk en vasberade. Nou hier in vers 7 gaan dit in 'n besonder om en ek sê dit vanaand uit my hart uit vir jou. Gaan dit in 'n besonder om sy geestelike lewe. Dit gaan vanaand oor jou en my verhouding met Abba Vader. Hoe hy homself moet toerus met krag en met vasberading. Nie een van ons storms, nie een van ons paadjies is dieselfde nie, maar die Here kom en hy gee vir jou storie. Hy gee vir daai hoofstuk wat jy tans in is en vir dit wat jy tans deurgaan, krag en die vermoë om vasberade, deursigtig, deur die woord vas te kan staan, om dit nie te mis nie, om nie my doel te kan mis nie. En hier is die beklemtoning in vers 7. In die eerste plek sê hy, jy moet die wetboek oordink, Stef. Josua, in die tweede plek moet jy nougeset daarvolgens leef. Moenie daarvan links en regs af beweeg nie. Ons luister baie keer na stemme
Ons luister na mense en ons bou gewoonlik ons ideologie en ons bou ons fondasie baie keer doelgerig op wat mense sê. En dis hoekom ek en jy flop. Dis hoekom ons die doel mis. Is omdat ons sintuiglike, dit wat ek en jy hoor, dit wat ons sien, dit ons ervaar, dit ons voel, toelaat. Wat mense sê, om daardeur te heers. En daarom bestaan ek uit 'n liggaam, 'n siel en 'n gees. En in my sielsdimensie, in hierdie drie eenheid wat ek en jy saamgestel is, moet ek besef dat my liggaam en my siel moet in lyn kom. As ek wil sien hoe God se krag moet manifesteer. Dalk sê ek baie vanaand vir jou wat dalk 'n mond vol is. Maar God wil hê jy moet weer in beheer kom. God wil met jou en my praat vanaand om te sê, jy moet weer sterk word. Jy kan dit maak. By dit alles gee die Here die belofte, jy sal voorspoedig wees, waar ook al jy heen gaan. Dan sal jy in wat leef? Ek glo jy sal dan in vrede kan leef. Is 'n toepassing. Wat sê hierdie skrifgedeelte vir jou en my vandag? Soos wat hierdie onbekende van die beloofde land voor Josua gelê het, so lê die onbekende van hierdie kwartaal moontlik voor jou en voor my. 'n Onbekende. En miskien is jy, soos daai klein seentjie of daai klein dogtertjie, bang vir dit wat voor jou is. Ons weet mos hoe kinders as hulle in graad 1 moet gaan, hoe hulle 'n nuwe skooljaar of van laerskool na hoërskool toe moet gaan. Ons weet mos hoe voel dit om van een werksplek na 'n volgende te gaan. Miskien weet jy nie wat om die res van die jaar in jou lewe te doen nie. Miskien gaan jy dalk met 'n baie swaar gemoed hierdie deel van die kwartaal in, as gevolg van siekte, as gevolg van onsekerheid oor werk, oor jou kinders se toestand by hulle werk, hulle finansies, jou finansies. Miskien is jy regtig vanaand net bang, vandag net bang vir dit wat voor lê. Ek hoop jy hoor wat ek vir jou sê. Ek weet nie hoe jy tans voel nie. Maar as ek hierna kyk, weet ek dat die Here is vir jou, die Here is vir my oor as genoeg. En wat sê hy vir jou en my vanaand? Wat sê hy vir jou wat nou luister? Vir jou wat aan die ander kant van hierdie foon sit en luister. Hy sê vir hom, vir Josua, ek stuur jou. Soos wat hy Josua hierdie onbekende ingestuur het om vir hom te gaan werk, so stuur die Here jou en my ook om in hierdie onbekende van 2025 vir hom te gaan werk, op die markplein ook 'n verskil te kan gemaak. En hy sê duidelik en hy sê eerlik in hierdie gedeelte, dit gaan nie maklik wees. Maar hy sê, Matteus 10, ek stuur julle soos klomp skape tussen klomp wolwe in. Nou ja, die Here werk nou nie, jy weet natuurlik soos ek en jy nie. Hy werk nie soos ons nie. En dis die wonderlik. Dat die onbekende vir jou en my voorlê. Maar met die wete dat God is vandag in beheer. Hy kom in Johannes 17 en hy sê, ek bid nie dat u hulle uit hierdie wêreld moet wegneem nie,
maar dat U hulle van die bose sal bewaar. En ek wil vir jou sê, God is met jou. Hy sal met jou wees, hy sal jou bewaar. Wat is jou en my roeping? Wat is my en jou taak? Jy moet my nie nou hier verloor, hier aan die einde nie, want hier kom iets. Ek is besig om na 'n klimaks toe te gaan in hierdie boodskap, sodat jy vanaand hierdie kan vat en dit joune maak, sodat jy op jou pad in oorwinning kan stap, sodat jy op jou pad die mooi kan sien ten midde van die aanvalle. Ons leef om in hierdie donker wêreld op te kan staan, om die lig te kan wees. Dit is jou en my roeping. Is om by my werk, by my skool, by die universiteit, tussen kollegas, die lig te kan wees. Dit is ons werk, dit is my roeping. Of dit nou daar by die kleuterskool en 'n speelgroepie is, wat jy dalk vanaand sê, ek is maar net 'n onderwyser, dalk 'n dosent by universiteit, tussen familie, vriende, maar net daar die lig te kan wees. Jy en ek is die lig van God. Dis waar God werk, is op die markplein. Wanneer ek en jy sy arms, en sy hande en sy voete is, dis daar waar hy verheerlik word. Ek wil dit weer sê vir jou wat luister. Ons leef in 'n donker wêreld, maar ons moet vir God leef. Jy en ek het 'n keuse wat ons na gaan jaag. Dit is ons werk, dit is ons roeping. Maar omdat ons Hemelse Vader weet wat die onbekende vir jou en my inhou, dat ons daarvoor dalk bang is, vir daai egskeiding wat voorlê, bang is om van hierdie oop graf af alleen te stap, en die alleenheid en die eensaamheid, jou kinders het klaargemaak en ewe skielik is jy alleen. Kom God en hy kom en hy sê, nie net vir Joshua, hy kom sê vir my Stef, wees sterk en vasberade. Hy kom staan by jou stil en hy sê, wees sterk en maak jouself sterk en vasberade. Hoe? Deur sy woord. Hy sê vir Joshua, my wetboek, dit is die flits wat ek vir jou gee as my kind. Deur die woord word ek en jy herinner van God se krag en sy sterkte. Ek en jy word herinner aan die groot oorwinning. Tog oor die duiwel, oor sonde, oor angs en vrees, oor die dood. Hier waar ons in Pinkster in beweeg, die krag van die Heilige Gees, die krag en die opstandingskrag. Jy en ek wat die onbekende in is of ingaan, soek jou krag in die woord van die Here. Jou stilte tyd met God is die mees belangrikste kragbron. Vanmiddag by my huis, toe sit ek en ek bid en ek sê, Here, ek wil nie uitmis. Ek wil nie uitmis die nou oomblik. Ek wil nie te besig wees met te veel, dat ek die hartklop vir my verloor nie. Sonder God se seën, toesegging, gaan die onbekende van die toekoms vir jou eintlik, as jy dit nie in gedagte hou nie, net eintlik moeiliker en moeiliker wees. Ek wil vir jou sê, wat luister, jy wat die onbekende ingaan, soek gelowiges op. Wonderlik is met ons aanlyn kerk, ons kan in die aand saam kuier om die woord. Kry vir jou geestelike buddies, kry vir jou boetas en sissas, saam wie jy kan koffie drink, wat dieselfde taal praat, wat dieselfde liefde het vir die woord, wat dieselfde kompassie het vir siele,
vir 'n markplein wat verlore gaan, vir mense soos ek en jy. Leef met medegelowiges. Hierdie wêreld kan jy net soveel bied. En dan wil ek vir jou sê, soek deurentyd jou krag in die Here, in sy groot mag, volgens Efesiërs 6 vers 10 tot 18. En doen dit daar. Soek dit daar. As jy geestelik moeg word, en dalk sit jy nou daar, dink aan jou kragbron, meer nog aan God. Hy is jou krag. Hy sê toch vir ons in hierdie gedeelte, wat hy vir Josua sê, sê ek sal met jou wees. Sê vir hierdie volk, ek het vir julle iets beters in stoor. En ek wil vir jou sê wat, nou luister, hy het vir jou meer in stoor, Sissa. Boeta, hy het vir jou meer in stoor. Hy sal jou nooit verlaat nie, hy sal jou nooit, ooit in die steek laat nie. Hou aan dit vas. Here, vanaand word ons stil voor U. Here, ek word stil, want hier is 6000 mense wat luister. 6000 mense wat nou tans live sê, Here, ons is moeg, ons is oorlaai, ons is bekommerd, ons het vrees, ons het uitdagings. Ek wil vir jou kom bid vanaand. Ek wil vanaand vir jou bid om sterk te staan en nie moedeloos te word nie. Here, U ken haar hart, U ken sy hart, U ken die behoeftes en die begeertes en vanaand die mooiste drome wat eens op 'n tyd daar was, wat net opgedroog het en gekwyn het as gevolg van storms. Ek bid vanaand, Here, van bitter na beter. Ek bid vanaand van vrees na vrede, van moegheid na krag. Dankie dat ek vanaand op hierdie woord kan staan en saam met haar kom bid, saam met hom kan bid. Here, op TikTok, op YouTube, op Facebook, op Instagram, op Telegram vanaand, Here, daar waar hy sit, daar waar sy sit vanaand, Here, dat hulle bewus sal word, dat U krag sal hulle nooit begewe en hulle verlaat nie. Al gaan ek deur 'n dal van doodskade, al is ek hoe alleen, val daar 1000 aan my een kant en 10.000 aan my regterkant. Ek sal nie vrees nie, want U woord sê U is met my. Here, ek wil wees soos 'n boom wat geplant is by waterstrome, maar ons vind ons soms op dorre plekke in woestyn areas. En hier's mans en vrouens wat vanaand luister, Here. Hier's mans en vrouens wat uitroep, wat honger is en moeg is, wat nie wil aangaan nie, wat dink om 'n einde te maak aan hulle lewens, wat wil handdoek ingooi. Ek bid vanaand vir jou vir nog een rondom op te staan, vir nog een ronde in die kruit te kan klim, want dit is die een ronde wat die verskil kan maak. Dankie vanaand, Here, vir genade, dankie vir liefde, dankie dat U elkeen van ons eerste lief gehad het. Ons wil vanaand sê, daar's niemand soos U nie. Daar's niemand wat opgemeet en vergelyk kan word met U nie. Groot is U liefde en die genade vir hierdie Boeta en vir hierdie Sissel. In Jesus se naam bid ek dat mure sal omval. Ek bid vanaand dat hy en sy in die beloofde land sal instap, wat U vir haar en vir hom in stoor het. 'n plek, Here, van rus, 'n plek van vrede, 'n plek van genade, 'n plek van hom net te kom sit, om bedien te word. Hou hom vas, hou haar vas. Dankie, Here, vir die Heilige Gees. Dankie vir hierdie oomblik. U het ons opgerig, soos vir Ester, vir 'n oomblik soos hierdie. Sê nou net, jy is die koningin vir 'n tyd soos hierdie, word vir Ester gesê. Gaan lees Ester 4. Vir 'n tyd soos hierdie, wil God sê, het ek jou opgerig, om ook vir my 'n verskil te gaan maak. Dit is my lekker gewees om
vanaand saam met jou te kuier en weer eens my nommer verskyn op die verskillende platforms, sodat jy vir my boodskap wil stuur om te sê, Stef, ek wil graag vanaand se boodskap hê in PDF formaat. Laai my op die groep, of jy gaan na Telegram toe, Pastoor Stef, en jy stuur 'n invite, ek accept jou, en jy kry elke dag ons aanlyn boodskap in PDF. Of jy kan nou hierdie boodskap weer gaan luister op TikTok, ek gaan dit nou laai, en ook dan op YouTube. Gaan subscribe, dit is gratis, dit is verniet. En dit is lekker om hierdie woord te kan deel. Doen my 'n guns. Share vanaand hierdie boodskap. Tag iemand wat nodig het om dit te hoor. Dit was my lekker gewees om saam met jou te kuier en sien uit om môre aand tussen 8 en 9 weer saam met jou te kuier op TikTok en op Facebook. Goedheid en guns. God bless.